Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Vanoggend gaan ons dinge 'n bietjie anders te doen. Gewoonlik as ek 'n preek kom doen, dan gooi hulle 'n skrif op die skerm en ek praat so 'n bietjie oor die skrif. Dan gaan die skrif weg, dan praat ek nog so 'n bietjie en dan kom 'n volgende skrif op. Ek het gevra vanoggend dat as ons 'n skrif opsit, dan gaan ons dit ophou totdat ons aanbeweeg na die volgende skrif toe. En die rede daarvoor is want dit gaan my help en dit gaan julle help om ook te verstaan dit wat ons van praat. My tema vanoggend is die beloofde land. Ek praat vanoggend oor die beloofde land en julle kan saam met my blaai na die boek van 1 Petrus, die eerste brief wat Petrus geskryf het. En julle kan gaan na 1 Petrus 1 en ons lees vanoggend vanaf vers 3. Nou, voordat ons begin lees, wil ek net 'n bietjie konteks gee oor die mense aan wie Petrus hierdie brief skryf. Julle kan dit gaan lees in die eerste paar verse, maar hy skryf dit aan 'n verstrooide kerk. Nee? Hy skryf dit aan 'n kerk. Paulus het aan Korinte geskryf, of hy het aan Efesiërs, of in die kerk in Rome geskryf, hy het aan spesifieke gemeentes geskryf. Petrus kom en hy skryf aan 'n kerk wat verspreid is. In die Engels dan noem hy hulle the exiled ones, die verstrooides. Hulle het nie een spesifieke gemeente gehad nie, was 'n klomp klein huiskerkies gewees wat bymekaar gekom het op 'n weeklikse basis. En wat belangrik is vir jou en vir my, is die feit, hierdie papier pla my verskriklik, so ek gaan hom net optel. Maar wat belangrik is vir jou en vir my, is die feit dat die kerk op hierdie stadium het deur baie erge goed gegaan. Sosiaal was hulle verdruk, onderdruk, die mense het nie van hulle gehou nie, hulle was vervolg gewees, so die kerk was nie op 'n goeie spot socially nie. Okay, hulle het deur 'n paar bad stuff gegaan, as ek dit so kan sê. Okay. En dan kom Petrus, ons quote Paulus te veel. Dan kom Petrus in vers 3, en dan sê hy die volgende, hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop. Hy begin sy brief eers met die groet in die eerste paar verse en dan met hierdie woorde: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom toe al die lof. In teologie, nou ek gaan vir julle 'n teologiese les gee vanoggend. Okay. Gratis, ek gaan nie geld vra daarvoor nie. Gratis teologiese les. 'n Stelling soos dit noem ons 'n doxology. Okay? Nou die woord doxology, dis die Engels. Hy voel net beter as Afrikaans. Die Afrikaanse woord is doxologie. Dit is dieselfde, maar doxology klink net soveel lekkerder om te sê. Maar 'n doxology, die woord doxology kom van 2 Griekse woorde af, doxa en logos. Doxa beteken glory, en logos beteken woord. So 'n doxology is dan 'n word of glory. Is 'n stelling van glorie. Elke keer as ek en jy sing, waardig is die Here. Elke keer as ek en jy sing, al die lof kom toe na hom toe. Elke keer as ek en jy so ietsie sê, so ietsie verklaar, dan is ons besig om 'n doxology te sê. En dit is wat Petrus begin. Neem kennis. Onthou ek het gesê, die kerk waaraan hy skryf, die mense waaraan hy skryf, gaan deur 'n paar moeilike dinge. En hy begin sy brief nie deur om die moeilike dinge eers aan te spreek nie. Hy gaan dit doen nou en ons gaan nou kyk wat hy sê. Maar hy begin deur om 'n stelling te maak, 'n teologiese stelling van God te maak, wat ons vandag nog kan sê. Hy begin met 'n doxology. Met ander woorde, dit is asof hy vir die mense sê, hoorie so, ek weet julle gaan deur 'n moeilike tyd, maar ten spyte van die moeilike dinge waardeur julle gaan, wil ek dit vir julle sê, God bly
dieselfde. God verander nie met ons situasies nie. God is nog steeds dieselfde gister, hy is nog steeds dieselfde vandag, en hy is nog steeds dieselfde môre. So hy begin met hierdie stelling, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is waardig van ons lof, hy is waardig van ons prys. Ten spyte van dit waardeur ons gaan. Dan sê hy in sy groot ontferming. Nou ek het laasweek, toe ek gepraat het oor Johannes 3 vers 16, het ek die punt gemaak, dat redding begin by God. En dit wat hy doen, doen hy omdat hy goed is. Nee? So hierso kom daai tema weer in. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. So omdat hy goed is en omdat hy genadig is, het hy vir ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop. Hy verwys terug. Onthou, hy praat met 'n kerk wat deur goed gaan in 'n konteks. Maar dan verwys hy terug en sê deur die opstanding van Jesus het God vir julle 'n nuwe lewe gegee, 'n nuwe lewe geskenk. Hy verwys na 'n historiese gebeurtenis, iets wat gebeur het in die geskiedenis. Nou as daar een ding is van 'n historiese gebeurtenis wat vir jou en vir my belangrik is, die feit dat niemand dit kan verander nie. Amen. Jesus het uit die dood uit opgestaan. Niemand en niks kan dit verander nie. Niemand en niks kan die oorwinning wat hy daar vir jou en vir my gekry het, wat hy vir jou en vir my gegee het, niks kan dit verander nie. Jo, kerk, ek het gedog julle gaan opspring en begin hande klap en dans. Christus het uit die dood uit opgestaan. En Petrus sê as gevolg daarvan, deur sy groot ontferming het hy vir ons 'n nuwe lewe gegee. Nou beweeg ons aan, vers 4. Sê die volgende. So vers 3 eindig met ons het nou 'n nuwe hoop. Nou die vraag is 'n hoop op wat? Vers 4 sê op die onverganklike, onbesmette en verwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Hy sê daar's 'n erfenis. Daar's 'n erfenis vir jou en vir my wat vir ons wag, wat vir ons bewaar word in die hemel. Nou daai woord erfenis is 'n baie Ou Testamentiese konsep, né? As jy teruggaan na die Ou Testament toe, en dit is waar my tema vandaan kom, die beloofde land, die erfenis wat aan Abraham beloof is vir sy nageslag, was die beloofde land. En alles in die Ou Testament, hier's 'n sleutel vir julle, né? As julle die Ou Testament beter wil verstaan, lees dit in die konteks van die land, die beloofde land. Lees dit met dit in gedagte. Wanneer hulle in die land is, dan gaan dinge goed of sleg, as hulle gehoorsaam is of ongehoorsaam is, of as hulle uit die land is dit as gevolg van die feit dat hulle die land verloor het, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. So alles gaan oor die land, dit gaan oor die belofte, die erfenis belofte. En hier kom Petrus en hy sê die erfenis wat vir jou en vir my is in die hemel bewaar. Nou, die Nuwe Testament sê, dat die Ou Testament is 'n tipe en 'n skaduwee vir dit wat die Nuwe Testament kom vervul. Die erfenis, die beloofde land, vind sy vervulling in die lewe wat God vir ons gee deur die opstanding van Jesus Christus. En daar's 'n verskil tussen ons beloofde land en die beloofde land van die Ou Testament. Die eerste verskil wat hy noem hierso is, hy sê ons erfenis, ons beloofde land is onverganklik. Hy gaan nie breek nie, sy mure gaan nie afgebreek word nie, hy gaan nie wegval nie, dit kan nie sterf nie, die erfenis gaan bly staan vir ewig, dit is onverganklik. As ons gaan kyk na Israel in die Ou Testament, dan sien ons Jerusalem se mure was afgebreek, weer opgebou, weer af, die tempel is 'n paar keer gebou, daar's nie eers meer 'n tempel daar vandag nie, dit is nie onverganklik nie, maar ons erfenis, die beloofde land wat aan jou en vir my beloof word deur die opstanding van Jesus Christus. Die erfenis waaraan ons kan vashou is dat dit is 'n onverganklike beloofde land. Ons beloofde land is onverganklik. Jerusalem het 'n paar
raids, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir raid is nie, maar het 'n paar raids beleef en die mense het ingekom en geplunder en al die huise afgebrand en afgebreek en alles. En dis die rede hoekom ons wag vir 'n nuwe Jerusalem. 'n Jerusalem wie se mure nie afgebreek kan word nie. 'n Jerusalem wat gaan bly staan. 'n beloofde land wat onverganklik is. Die tweede verskil wat hy noem tussen ons beloofde land, die beloofde land wat aan ons beloof is en Israel, is hy's onbesmet. In ons beloofde land is daar nie korrupte konings wat ander gode gaan begin bedien, wat veroorsaak dat die land defiled word nie. As jy kyk na Israel, moet ek ietsie sê daarvan. Koning na koning na koning na koning wat hulle eie godsdienstige goed ingebring het en valse god na valse god na valse god begin dien het. Wat het gebeur? Die land was besmet. Die land was naderhand as gevolg daarvan uitmekaar geskeur. Daar was 'n burgeroorlog in die land van Israel gewees. Waar hulle mekaar doodgemaak, die kinders van God, die volk van God wat mekaar doodgemaak het, as gevolg van wat? As gevolg van die feit dat die land besmet was. Petrus sê die erfenis wat vir jou en vir my wag, is onbesmet. Is pure. Is perfek. Oor hierdie bladsye waai. Is onbesmet. It is pure. Sy strate is van goud gemaak. It is beautiful. En dan die derde een wat hy sê, die derde verskil is 'n onverwelklike erfenis. Die Engels sê unfading. Dit gaan hand in hand met die eerste een, maar wat dit beteken is, hy verloor nie sy glorie nie. Die erfenis wat vir my en jou is ewig. En hy bly pragtig. En dit bly beautiful. En dit bly lekker. En dit bly die teenwoordigheid van God. As jy kyk na Israel van oud, daar was 'n tyd gewees wat Israel 'n sterk nasie was. Waar as hulle oorlog gevoer het die ander nasies gevlug. Maar hulle het hulle glorie verloor. Hulle het hulle glorie verloor as gevolg van die ongehoorsaamheid, as gevolg van die valse gode wat hulle begin dien het. Maar ek en jy het 'n erfenis, 'n ewigheid, wat onverwelklik is, wat bly staan, wat onbesmet is. En dit is die hoop van die nuwe lewe, dit is die hoop van die toekoms, dit is die hoop van die ewigheid wat ek en jy in Christus Jesus, spesifiek in sy opstanding, soos wat Petrus gesê het. Dis die erfenis wat ek en jy het. En ek wil vanoggend vir jou kom sê, ten spyte van dit wat jy moet face, dit verander nie wie hy is nie, dit verander nie wat hy gedoen het vir jou nie, en dit verander nie die erfenis wat hy vir jou gegee het nie. Amen. Daai goed is standvastig. Daai goed is standvastig. Vers 5. Wag, so voordat ek vers 5 toe gaan, kom ons praat net gou hierso. Die erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. So die vraag is, hoe word hierdie erfenis vir jou en vir my bewaar? Kom ons gaan vers 5 toe. Vers 5 sê, en omdat julle glo word ook julle deur die krag van God veilig bewaar. Vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Wow. So. En omdat julle glo, omdat julle in hierdie opstanding en die dood van Jesus glo, omdat julle hierdie goeie nuus glo, omdat julle glo daar's 'n erfenis vir julle, bewaar God nie net die erfenis nie, maar vir jou ook. In hierdie moeilike tyd, bewaar God vir jou ook. Deur die krag van God. Ek dink as dit 'n mens was wat die erfenis bewaar het en wat ons bewaar het, dan was ons bietjie in die moeilikheid gewees. Jy weet, Israel het ook wagte gehad, maar dit was mense gewees. En hulle het nie 'n baie goeie job gedoen nie. Ek bedoel, as jou mure afgebreek word en jy moet dit weer herbou en jou tempel word afgebreek en jy bou hom weer en hy word weer afgebreek, dan is dit soos, ouens, ek dink julle moet nuwe wagte begin kry. Want mense kom dit net nie reg nie.
Maar Petrus sê die erfenis word deur God bewaar. Die hoof van sekuriteit in die beloofde land waarna ek en jy gaan is God. Die strate van goud is nie so strate van Suid-Afrika nie. Ons kan gaan stap daar tot en met watter tyd. Dis veilig, dis bewaar. En jy word bewaar. Wat beteken dit as Petrus sê jy word bewaar deur die krag van God? Dit beteken dat in hierdie swaar tyd, soos wat Dawid geskryf het in Psalm 23, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, sal ek dit nie vrees nie. Hoekom? Want hy is met my. En wat dit beteken is, God se gees wat saam met jou is, sal jou veilig hou teen die aanslag van die vyand. Ja, dis moeilik, ja, dis donker, ja, ek weet nie wat gaan aan nie, maar omdat my huis op die rots gebou is, gee ek nie om oor die storm nie, al ruk dit my huisie 'n bietjie, ek weet my huis gaan bly staan. God sal jou veilig hou. God sal jou bewaar. Want as ons praat van 'n ewigheid, en ons praat van 'n erfenis, dan is die vraag, maar gaan ek daai erfenis daarom kan behaal? En die antwoord is ja. Jy sal kan. Jy sal kan, want dit is God wat jou siel en jou gees bewaar, tot en met die dag van wanneer? Vir die saligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Daar's ietsie van saligheid, daar's ietsie van redding wat nog geopenbaar moet word, waarvoor ons wag. Dis deel van ons erfenis. Moet my kom vra wat daai openbaring is nie, ek weet nie, dit moet nog gebeur. Ons wag vir die wederkoms van Jesus, wanneer Christus terugkom aan die einde van die tyd, dan sal dit aan ons geopenbaar word, en ek en jy het sekerheid in hierdie belofte, dat God my en jou gaan bewaar tot en met daardie tyd. En dan gaan ons in ons erfenis instap, in die teenwoordigheid van God instap, en ons gaan ons erfenis kry, die beloofde land behaal. Jy weet, dit is soos die Ou Testament, dan weet jy, die Israeliete het vir 40 jaar in die woestyn rondgeloop, voordat hulle in die beloofde land moes ingaan. Hierdie is ons woestyn. En dit gaan dalk nie 40 jaar wees, dit gaan dalk 'n bietjie langer wees, 'n bietjie korter, ek weet nie. Maar hierdie is ons woestyn. En ons moet hier wandel, maar wat het gebeur in die woestyn? Wat het gebeur in die woestyn in die Ou Testament? Die Bybel sê nie eers die skoene van die mense van Israel het vergaan nie. Want God was saam met hulle gewees. As hulle siek geraak het hy vir Moses gesê, maak 'n slang, sit die slang, almal wat na die slang kyk, julle ken daai storie. God was saam met hulle gewees en hy het hulle bewaar selfs in die woestyn. Hulle was nie in die beloofde land nie, maar God was saam met hulle gewees. En terwyl ons nog in die woestyn wandel, wag ons met 'n verwagting om in die beloofde land in te gaan, om in die teenwoordigheid van God te wees, om in ewigheid saam met hom te wees. Maar die belofte vir nou is, hy sal ons bewaar. Hy sal ons beskerm. Vir die saligheid tot en met daardie dag. Kom ons gaan na vers 6 toe. Vers 6, dan kom Petrus en dan uiteindelik spreek hy die situasie van die kerk aan. Vers 6 begin, hy sê, verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Hy sê, verheug julle hierin. Verheug julle hieroor. Waaroor? Die feit dat julle 'n ewigheid erfenis het wat vir julle wag. En 'n nuwe lewende hoop wat vir julle gegee word deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Verheug julle hierin. Onthou, hy skryf vir 'n kerk wat nie nou verheug nie. Hy skryf vir 'n kerk wat dalk 'n bietjie depressed is. Hy skryf vir 'n kerk wat verdruk is, wat onderdruk is, wat gepersecute word. Hy skryf vir hulle en hy sê, onthou, julle het 'n ewigheid. Verheug julle hieroor. Jy sien, as jou joy, ek gaan dit in Engels sê, if your joy is rooted in the things of this world, your joy will be incomplete and you will be left disappointed. But if your joy is rooted in the eternal things, in die erfenis wat jy ontvang, then your joy will be complete. Your joy will be complete. Verheug julle hieroor. Dan sê hy daar, so selfs al is dit nodig dat julle vir 'n kort tydjie bedroef gemaak word. Ek wonder hoe hulle gereageer toe hulle dit lees. 'n Kort tydjie. Waarvan praat jy? Dis nou al jare wat dit so aangaan.
Wie kom praat van 'n kort tydjie hierso? Dis soos as, ek weet nie, pastor, ek weet nie, my vrou is nie hier nie, so ek kan dit sê. Maar dis soos as jy vir jou vrou sê, kalmeer, is nie so erg nie. Oef. Is nie so erg nie, oef. Ek wonder hoe hulle gereageer toe hulle dit gelees het. Dis 'n kort tydjie. Maar die punt wat Petrus maak, is hy probeer nie die beproewing te kleineer nie. Wat hy doen hierso is, hy maak 'n punt van die ewigheid. Hy maak 'n punt dat dit wat julle gaan ontvang is ewig. En in vergelyking daarmee is alles wat hierso gebeur 'n kort tydjie. Die goeie goed en die slegte goed. Alles wat op hierdie aarde gebeur is 'n kort tydjie in vergelyking met ewigheid. En hy sê daar verheug julle hieroor, want al gaan julle nou deur slegte goed, al gaan julle nou deur beproewinge, julle het 'n ewigheid, waar wanneer julle daar is, gaan God julle trane afvee. En daar gaan nie meer pyn wees nie. En daar gaan nie meer lyding wees nie. Dit gaan nie besmet word met sonde nie, want sonde is die goed wat die siektes en daai goed veroorsaak. Daar gaan nie daai goed wees nie. Julle gaan in perfekte gesondheid vir ewig in die teenwoordigheid van God spandeer. Verheug julle hieroor. Dit wat julle nou deurgaan, gaan end kry. This too shall pass. Dit is die punt wat hy wil maak hierso. En wanneer ek en jy dit lees, moet ons sê, "Sjoe, daar's 'n dag wanneer my lyding gaan end kry. Daar's 'n dag wanneer my beproewings gaan end kry. Daar's 'n dag wanneer hy my trane gaan afvee." Hoe wonderlik is dit nie? En as jy dit snap en as jy dit verstaan, dan sien jy somme meer uit. En jou verwagting groei en jy raak somme meer excited. Jy kyk na die tekens wat gebeur. Ons kan almal saamstem dat die tekens in die wêreld ons is baie naby aan die einde. Ek weet nie hoe lank dit nog gaan wees nie, maar ek kan sê ons is baie naby aan die einde. Ons is ten minste nader vandag as gister, okay? Ons is naby aan die einde. En vir baie mense is dit 'n scary gedagte. Maar wanneer ek hierdie lees, is ek soos, kan dit nie nou gebeur nie. Kan dit nie môre gebeur nie. Kan die lyding op aarde nie nou eind kry nie. Ek dink dit is hoekom hulle almal gebid het. Here, kom nou. Jesus, kom. Kom vinnig, Jesus. Daar was 'n verwagting daai tyd gewees en daar's 'n verwagting nou. Dat wanneer hy gaan terugkom en wanneer daai openbaring van saligheid wat hy nou van gepraat het, geopenbaar gaan word aan jou en my, en wanneer ons in die openbaring of in die teenwoordigheid van God gaan instap, dan gaan ons hierdie so besef en ons gaan dit snap soos wat ons dit nog nooit gesnap het in ons lewe en ons gaan dit verstaan. Te sê, ja, in vergelyking met hierdie was my lyding maar klein gewees. En ons sien dit nie nou raak nie, want ons is in die middel van die pyn en lyding. Maar ons gaan terugkyk en ons gaan sê, dit was 'n kort tydjie gewees. Dit was 'n kort tydjie gewees. Maar dis nie al wat Petrus sê oor die lyding wat die kerk deurgaan nie. Die ander ding wat hy daarso sê, as ons gaan na vers 7 toe, is hy maak die punt dat die lyding waardeur jy gaan het 'n doel. Daar is 'n doel deur die lyding. Kom ons lees gou 1 Petrus 1 vers 7. So hy praat nou van die lyding en hoekom jy deur hierdie lyding moet gaan. Hy sê sodat, met ander woorde, hierdie is die rede vir die lyding. Hierdie is die rede vir die beproewing, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Kom ons gaan deur hierdie vers, dit is 'n baie lang vers, maar kom ons gaan deur hom. Hy sê, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Hy sê, julle gaan deur hierdie goed, sodat die egtheid, julle weet wat egtheid is, die genuineness, nee? As jy na 'n pandjieswinkel toe gaan met goud en jy wil die goud verkoop aan die pandjieswinkel, gaan die pandjieswinkel sê, okay, maar ons moet eers toets of hierdie regte goud is. En ons moet kyk hoeveel van hierdie metaal egte goud is. En dan doen hulle toetse en dan maar dit is wat dit beteken en dit is belangrik, hierdie woord toets. Dis nie 'n eksamen nie. Okay, dis nie 'n toets wat jy skryf in 'n toetssaal nie. Hierdie toets praat van gewig. Om te kyk of jou geloof
genuine is. Daar's nie regtig 'n Afrikaanse woord vir genuine nie, so ek gaan die woord genuine gebruik. Om te kyk of jou geloof genuine is. Nou, laat my toe om dit te sê, dit is nie asof God in die hemel staan en sê, joh, hy dien my nou so, ek wonder of sy geloof waar is. God weet of jou geloof eg is of nie. Die toets is daar vir jou en vir my, om te sien, waar ons geloof is. Amen? Want, wanneer ons, en hy sê dit is die lyding wat dit veroorsaak, dis die lyding wat ons geloof toets. Hoekom is dit die lyding wat ons geloof toets? Want gemak is een van die grootste versmoorders van egte geloof. 'n Gemakzone is een van die grootste versmoorders van egte geloof. Want wanneer ons in ons gemaklike stadium sit, is ons meer tasbaar en meer vatbaar vir die vyand. En die versoekings wat hy in ons lewens bring. Maar wanneer dinge sleg gaan, dan besef ek waar my vertroue en waar my geloof is. Wanneer ek deur kom ons gebruik hierdie voorbeeld. As ek stap en iets gebeur, kom ek gebruik 'n regte voorbeeld. Toe ek in Newcastle gebly het ek 'n motorfiets gery. So 'n 125 Honda. En eendag ry ek en ek het die motorfiets nou net laat diens en hulle het vir my nuwe goed op my wiele gesit en ek ry en soos wat ek ry, spring die ketting af. En hy seize die agterwiel en ek val. Ek val baie hard. En ek staan op en ek gryp my foon en ek bel my pa. Hoekom? Want ek weet dat wanneer iets gebeur en ek bel my pa, gaan hy daar wees om my te help. Is dit nie? Wanneer jy val in die lewe, daar waar jy uitreik, dit waarna jy gryp, dit is waar jou geloof is. So storms in die lewe openbaar jou geloof meer vir jou as vir enigiemand anders. As dinge swaar gaan en jy weier om kerk toe te gaan. As dinge swaar gaan en jy weier om Bybel te lees. As dinge swaar gaan en jy weier om te bid, dan moet dit vir jou openbaar dat jou geloof en jou vertroue nie ten volle in God is nie. En dit gee vir jou en vir my die geleentheid om daaraan te werk. Is dit nie wonderlik nie? God veroorsaak nie swaar tye nie. Okay? Hy laat dit toe. Maar hy laat dit toe sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. En dan sê hy daar, julle geloof is baie kosbaarder as goud. Hoekom is jou geloof kosbaarder as goud? Want dis deur geloof wat jy in die erfenis in die beloofde land in kan gaan. Sonder geloof kan jy nie daar ingaan nie. Sonder geloof kan jy nie die erfenis kry wat God vir jou wil gee nie. Dis hoekom geloof so belangrik is, en dis hoekom God, laat my toe om dit te sê, God gee meer oor jou saligheid en oor jou ewigheid, as wat hy doen oor jou aardse gemak. Hy sal toelaat dat jy alles verloor, sodat jy hom kan kry. Kan ek dit weer sê? Hy sal toelaat dat jy alles verloor, sodat jy hom kan kry. Want vir hom is dit die belangrikste. Want hierdie is maar 'n kort tydjie, en die ewigheid is ewig. Dit is die erfenis wat hy vir my en vir jou wil gee. Hy sê, julle geloof is kosbaar. Selfs die suiwerheid van goud word deur vuur getoets. Hy gebruik hierdie voorbeeld, en dan die uiteindelike doel. Die uiteindelike doel van die lyding wat ek en jy moet deurgaan. En wat ek en jy in die swaar tye, is sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Sodat dit op die ouende van die dag hom die eer en die lof kan gee. Sodat hy groot gemaak kan word. Sodat hy geopenbaar kan word. As 'n kind van God, as ek dit lees, dan sê ek, Here, laat ek deur daai swaar tye gaan. Want my grootste begeerte op hierdie aarde is om te loof. My grootste begeerte is om die eer te gee. En wanneer hy gaan terugkom, gaan hy geloof word en hy gaan die heerlikheid en die lof ontvang vir die swaar tye wat sy kerk deurgaan. Hoekom? Want hy is die een wat die trane gaan afvee. Hy is die een wat vir jou troos gaan gee. Hy is die een wat vir jou gaan sê, kom in. Kom in my teenwoordigheid in en kom geniet 'n ewigheid van my.
As dit die waarheid is, dan is die swaar tye wat ek deurgaan, persoonlik. Julle kan julle eie konklusie trek. Maar vir my, as hierdie waar is, dan is die swaar tye waardeur ek moet gaan, nie comparable met dit wat gaan kom nie. En die swaar tye wat ek deurgaan, sal ek met 'n smile deurgaan, nie 'n fisiese smile, nie 'n geestelike smile, maar ek sal met 'n smile deurgaan, want ek weet, op die einde van die dag gaan ek egte geloof hê, en op die einde van die dag gaan hy geloof word daardeur. En hy gaan die heerlikheid ontvang. Ek sluit af met hierdie gedagte. Ek weet nie wat se challenges jy face nie, en vir die nuwe jaar, nou hierdie is nie 'n nuwe jaar spreek nie, okay, ons nuwe jaar spreek, is die 31ste, kom 11:00, kom join ons, Pastor Dani gaan daai diens behartig, hierdie is nie 'n nuwe jaarsdiens nie, en ek moet so versigtig wees om te sê, in die nuwe jaar, ek moet in elke dag, okay, kom ons sê dit is nie 'n nuwe jaarsdiens nie, maar, die challenges wat jy volgende jaar gaan face, daai moeilike tye wat jy weet voor jou oë voorlê. Ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie of dit by die werk is, en of dit by die huis is, en persoonlik is, ek weet nie. Maar ek wil dit vir jou sê. Dit verander nie wie God is nie. Dit verander nie sy grootheid nie. Dit verander nie sy goedheid nie. Dit verander nie sy genade nie. Dit verander nie dit wat hy vir jou gedoen het nie. En dit wat hy vir jou gedoen het, is hy het vir jou 'n nuwe lewe gegee deur sy genade, deur die opstanding van Jesus Christus. Dit verander dit nie. En dit verander nie die toekoms, die ewigheidshoop wat ek en jy het oor die beloofde land wat ons wag om in te gaan nie. En by die wederkoms van Jesus Christus, wanneer ek na hom toe hardloop, nadat ons gebuig het, wanneer ek na hom toe hardloop, as my redder en as my saligmaker, ek kan nie wag vir die dag wat ek in die volle teenwoordigheid van God ingaan, en waar ek weet, ek gaan nie weer uit nie. En waar ek weet, my pyn en lyding is nou klaar. En waar ek weet, ek is nou in die beloofde land. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?